Goeiemôre, dis maandagooggend 22 Desember 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. As daar een ding is wat ek destyds hard en duidelik in my gevangenskap in Angola geleer het, dan was dit geduld. Want wanneer jy toegesluit is en jy is binne in 'n tronk, kan jy maar skree, jy kan raas, jy kan die tralies slaan met 'n ding, jy kan doen wat jy wil, jy kan jou kop teen die mure stamp, maar niks gebeur volgens jou tyd nie. Alles gebeur volgens die tyd wat die persone wat na jou kyk of jou oppas, soos dit hulle pas om sekere goed te doen. Natuurlik wil 'n ou so gou as moontlik vrygelaat word. En dis juist daar waar ek baie geduld aan die dag moes lê. En het ek geduld geleer as een van die belangrikste goed wat ons moet toepas in ons lewens. Want niks gebeur sommer net nie. Alles het 'n aanloop, 'n tydsverloop om die punt te bereik waar dit ernstig raak, waar dit sigbaar raak en waar dit tot uitvoer kom. Dan moet jy boonbehalwe, moet jy 'n klomp geduld ook met jou luisteraars of kykers moet jy handhaaf. Want nie almal kyk verder as hoofstroom media berigte nie. Dis nou al 'n jaar of 2, 3 selfs wat ek berig dat die situasie in Europa en in ander westerse lande al hoe meer agteruit gaan. En jy mag hier en daar 'n foto sien op 'n nuuskanaal, 'n nuusberig, maar wat dan deurgegee word as byvoorbeeld boere wat ontevrede is oor tariewe, oor produkte wat ingevoer word, maar nooit word daar na die werklike rede gekyk, soos byvoorbeeld om landbou te vernietig om die mens meer te kan beheer. Nou gewoonlik is jou landbouers, die boere uit die platteland uit, is jou meer konservatiewe gemeenskappe omdat hulle minder aan die invloede van stede en so meer blootgestel word. Daarom sal jy heel eerste altyd reaksie vanaf die boerekant kry wanneer dit by sekere omstandighede kom of wanneer mense tot by die punt gedryf word. Ek wil opendeer vir julle hierdie stuk te speel en dit is in Australië waarvan dit afspeel en Newsmax wat hieroor berig, waar hulle dan sê, hulle sekere lande het hulle nuwejaarsvieringe afgestel as gevolg van radikale islamitiese aanvalle wat bekend is om op veral daardie dae plaas te vind. En na die Bondi aanval in Australië, die Bondi strandaanval, is daar natuurlik nou net nog meer wapenbeperkings ingestel en nie 'n oplossing gekry nie. Luister hierna. A beautiful and spectacular event, and it has all been canceled because the French government can no longer keep its own people safe from potential radical Islamic terrorists that they have welcomed into their country. Think about that. France has let in so many Middle East and North African migrants that they can no longer assemble in crowds. We're watching one of the most beautiful countries and cultures in the world commit suicide, and this threat has now spread all over the West. This is not singular to Australia or France. It is everywhere now, including in Germany, where many are too scared to go to the country's many famous Christmas markets because they are now so dangerous. They're such a target for radical Islamists. Take a listen to the details from this report.
Terrorists have struck 7 European Christmas markets since 2014, 3 in France and 4 in Germany, all carried out by men of Muslim or Middle Eastern backgrounds. Authorities arrested 5 men suspected of planning attack number 8 in Germany last week. One of them, a Muslim cleric from a German mosque who urged his followers to kill as many people as possible. Yeah, attack number 8 foiled. There was another attack in Poland on a Christmas market foiled as well. The one in Germany, a Muslim cleric that left Egypt to move to Germany, moving to a country which tolerantly allows him to work at a mosque, to have a mosque. And what does he do when he gets to Germany and he's saved by the West? He begins indoctrinating other Muslims to murder as many Christians as they possibly can. Going to a German Christmas market at this point is a bit like playing Russian roulette. Is today the day that one of our asylum seekers living off our tax dollars is going to plow his car through this market and kill 20 of us? We don't know. Dit is interessant as 'n mens gaan kyk hoe dit nou in Europa gaan. En ek gaan vir julle so 'n paar video's speel, maar ek sit nie die klank aan nie, want dan gaan YouTube dit afgooi as gevolg van kopiereg skendings. Maar kyk nou weer eens, dit is in Brussels waar dit plaasvind, waar dit afspeel. Dis in verskeie lande. In Vilnius vind dit plaas, Brussels, Duitsland en dan uit die aard van die saak ook in Frankryk. Daar kan julle ook sien Viktor Orbán wat daar spot met die Europese Unie, waar hy klem lê op hoe swak die leiers van die Europese Unie is, en hy speel dan die liedjie van Ghostbusters daarmee saam. Who are you going to call as Europa in die moeilikheid is? En dan sê hulle die Ghostbusters. En wie is die Ghostbusters? Dan kan ons maar nou kyk, wat gaan in hierdie lande ook aan? Kyk hoe lyk dit daar. Dis in Frankryk. Swaar masjinerie wat hulle inbring. Hulle bespuit dan ook alles met beesmis. Manure wat hulle gemaak het, word dan gespuit by die hekke van hierdie ministers en die leiers. Dis net eenvoudig ongelooflik wat daar aan die gebeur is. Die opstande wat teen Brussels aan die gebeur is, waar mense sê, maar ons wil nie meer deel wees van die Europese Unie nie. Ons sien dan daar hoe die Europese Unie se vlag verwyder word. Ek dink dis, ja, ook in Frankryk, ook baie beeldmateriaal in Duitsland. So by so ook dat van die nooddienswerkers, die brandweer, ambulansdienste, hulle ook nou by die boere geskaar het om deel te neem aan hierdie protesoptogte teen die leierskap. En dit sê vir ons net een ding, dit sê vir ons dat een of ander stadium gaan die Europese leierskap in duie stort. En Viktor Orbán van Hongarije, hy voorspel, en hy sê, hy hoop dit gebeur voor Kersfees. Kersfees is oor 3 dae. Nou, ek dink nie dit gaan gebeur nie, maar dat die tekens daar is van 'n totale Europese ineenstorting, dit is so. Kyk 'n bietjie na hierdie statistiek uit Swede uit. 79% van alle refugees het vakansie gaan hou in die lande van waar hulle gevlug het. Met ander woorde, hulle word ontvang in die lande as vlugtelinge. Maar dan gaan hou hulle vakansie in die lande van waar af hulle weggevlug het. Maak dit sin? Nee, dit maak nie sin nie. Dit sê mos vir jou, het nie gegaan om beter omstandighede te gaan kry nie. Hulle het gegaan om te help met die oorname van Europa. Nou in Swede, en ek dink min mense weet dit, hulle sê daar, there is a war on the streets. Just this month, hierdie 1 maand,
was daar 30 aanvalle, bomaanvalle, ontploffings in 'n land soos Swede. En dan is daar nog steeds mense wat dink alles is honkie-dorie, dit terwyl Europa aan die brand is, waar daar gesê is, dit sal gebeur. Ons sien hoe hierdie leiers nog steeds druk vir hulle oorlog teen Rusland. In dieselfde tyd wil die burgers van die lande nie oorlog maak teen Rusland nie, maar hulle druk daarvoor. En Viktor Orbán is ook die man wat gesê het, dit lyk of nou niks meer hierdie een wêreldorde gaan stop om hulle oorlog teen Rusland te voer nie, want dit is al hoe hulle sal kan oorleef in die proses. Dit is vir my heel duidelik hoe ons by hierdie plek uitgekom het, hoe dit gegaan het rondom die massa-instrominge van vlugtelinge, sogenaamde migrants, almal manne van militêre ouderdom, en as ons luister na daai een gedeelte waar hierdie moskee in Duitsland die mense aanmoedig om in die strate in te gaan en dan Christene te gaan vermoor. Dit sê vir ons Europa is op 'n einde. En dan sien ons in dieselfde asem hoe die moslems toenemend in Suid-Afrika ingeneem word, toegelaat word, en ek merk selfs 'n plasing oor Appington, waar 'n moslem opstaan en sê hoe hulle moet saamwerk om dinge te verander of dan saam besigheid te doen tot voordeel van almal. Die punt is, ons land, Suid-Afrika, is besig om oorstroom te word met mense wat radikaal anders dink as ons. Net Saterdag is hier 'n konvooi hier deur die dorp. Nou, Noord-Kaap het nie meer 'n polisiehelikopter nie. Hulle het 'n polisiehelikopter ingevoer van 'n ander provinsie af, en hy het hier om Appington oor die middendorp gesirkel en gesirkel en gesirkel, en dit terwyl die minister van polisie 'n besoek afgelê het in Appington, met horde swart voertuie, strate wat skoongemaak word in 'n polisiehelikopter. Kyk na die vermorsing van geld en waarop hulle fokus. Dis asof hulle vir my en vir jou as behoudende mense wil uitleef uit ons eie gebiede en areas uit. En dan hoor jy die geweerskote in die nag. En dan wonder jy, wat word daar omtrent gedoen? Maar ons het al so gewoond geword in Suid-Afrika om met hierdie goed saam te lewe, dat ons dit nie meer wil raak sien nie. En ons sal moet besef, dat die gevare is aan die toeneem vir ons as behoudende Suid-Afrikaners. Dat ons onsself sal moet voorberei. Ek het nou begin deur te sê, dat die belangrikste les wat ek ooit geleer het, was geduld. Dit vat tyd vir goed om te gebeur, en nie net oornag nie. Maar alles het vir ons gewys dat een of ander tyd gaan ons hierdie opstande in Europa kry. En ek het lank terug al ook daaroor gewaarsku. Nou sien ons ook die tekens in Suid-Afrika is aan die opbou, is aan die groei, is aan die toeneem. So op die ou einde van die dag moet ons geduld sien as genadetyd wat vir ons meer kans gee om onsself geestelik voor te berei vir dit wat definitief ook op pad is in Suid-Afrika. Intussen dink ek dis belangrik om versigtig te wees oor hierdie goeie dae, waar jy ook al op vakansie is, waar jy reis, wees versigtig. Kyk wat aangaan en sien raak en neem voortydig aksie.
Moenie wanneer jy in die situasie is, probeer aksie neem nie. Probeer die situasie identifiseer voordat jy daarin beland. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug by julle met nog nuus en situasie sketse. Lekker dag.